Gesels net nuus, episode 20. Môre Rian. Goeiemôre Maggie. Die mense sê ons moet mekaar groet, so ons groet met mekaar eerste. Maar ek wil vir jou 'n vraag vra. Dit klink Maggie, gevaarlik. wie is jou gunsteling nuwe minister? Ek is baie swak met name. Ek gaan 'n ou wat so lyk en so dis wat ek vir jou gaan sê. Een wat baie praat in die parlement, jy weet, daai tipe ding. Ja, ons ons het 'n hele klomp nuwe ministers. Ons regering van nasionale eenheid is nou gevorm en ons het 'n klomp ministers en baie mense het nou al gespot met arme John Henry. Ek gaan hom John Henry noem. Henry. Ja. John die 4de of 5de. Ja. Dis eintlik 'n mooi Engelse groep name, John Henry Steenhuisen. Maar minister John Henry Steenhuisen is nou ons minister van Agriculture, landbou. Okay. En baie mense spot nou daaroor dat dis nou iets wat hom gegee is omdat dit nou maar 'n lae, maar weet jy, dis eintlik 'n baie belangrike pos. Okay. Min mense weet, hy het spesifiek gevra daarvoor. Okay. Hy wou minister van landbou wees, omdat hy gesê dis een van die belangrikste industrieë in die land. So en ons net boere is vir hom belangrik. Net in sy skoot geval. Hy Dit het letterlik skoot gesê geval nie, asseblief vir my dis die nie kans. ja, hy het gesê hy wil dit hê. Hy het geveg daarvoor. Dan. So, die feit dat hy wil werk vir ons boere, gee vir my klaar 'n bietjie, hy 10 punte respek daar by my gekry. Definitief. So hy is my tweede gunsteling minister. Tweede gunsteling minister. Ek hoop hulle kom nie jou doodskiet met jou gunsteling, tweede gunsteling nie. Nou, 'n minister wat baie min mense ken, is ons nuwe minister, Gayton McKenzie. So jy gaan vir ons 'n prentjie opsit vir die van ons wat nie weet wie hy is. Wat nou nie vir minister Gayton McKenzie ken nie. Nou, hy is ons nuwe minister van sport, kuns en kultuur. Maar dis nie hoekom hy my gunsteling minister is nie. Kom ons sê jy gunsteling. Hulle sê in elke klas, onthou jy toe ons op skool was, Ja. elke klas het 'n klasclown gehad. Ek dink ek was Die ou wat al die nonsens aangejaag het, altyd in die moeilikheid was. Was jy daai ene? Ek's 'n deputy gewees meeste van die tyd. Ek is maar so 'n bietjie nie soet gewees op skool nie. Die wat my kensaphede bevestig. Maar ja. Ek's gewoonlik die ou gewees in die klas wat die klasclown aanpor. En vir hulle idees gee. Jy het ons gesekondeer. Ja, ek het gesekondeer. Maar minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, het nou vir mense gesê hy gaan nou 'n 90-day challenge soek. Hy moet 'n bietjie gewig verloor. Okay. En die mense wat die inswering seremonie gekyk het, sy gesing het, hy het 'n bietjie gesukkel om sy baadjie toe om vas te maak vir die foto. Ja, want hulle wil nou 'n foto neem van Paul Mashatile, van Ramaphosa en van Gayton nou. En toe staan hy daar voor en hulle sê vir hom, maak jou baadjie toe vas, ja. En hy kon nie. Hy kon nie. So ja, hy het 'n paar oulike grappietjie goed daar gesê toe hy ingesweer is. Nee, nou, ja. Kan julle wat nou nie vir Zondo ken nie, ons Chief Justice Raymond Zondo, hy's 'n verskriklik ernstige mens. Daai man. Jy hoor hom nie lag en Jy hoor hom nie lag nie. Jy sien hom nie sommer smile nie. Ja. Maar hy het letterlik gelag. En hy kon nie ophou lag die hele tyd wat hy actually besig was nie, nee. Hy kon nie ophou lag nie, maar kom ek wys vir julle wat het minister Gayton McKenzie gedoen. Sê, dis wat het hy gesê? To be a true and faithful counsellor, not to divulge like Mr. Mantashe said directly or indirectly. Sorry. That's right. Thank you. Take a seat. The last time a judge asked me to sit, he made me sit for 10 years. Side here. That was a long time. Congratulations, Minister. Thank you, Chief Justice. Thank you, thank you.
baie dinge gaan nou verander dink ek. Ek dink Dit gaan tyd vat. Dit gaan tyd vat. Maar die ANC het nie meer die enigste sê om te sê dis hoe dit is finish en klaar nie. Hierdie mense moet nou almal saamgesels. Dit is die voordeel van hierdie tipe ding en baie mense dink ja, maar daar's nie baie van die oppositiepartye wat ministers gekry het nie. Onthou, dit gaan nie net oor ministers nie. Ja. Dit gaan oor daai setels wat jy in die parlement het. Yes. So al het die ANC nog steeds 'n klomp van die ministers gekry. Beteken dit dis die manne wat die werk gaan doen. Hulle gaan werk, maar maar hulle het nie laaste Hulle het sê nie nie. noodwendig die laaste sê Ja, nie. daar's hy. En ongelukkig moet ons ook aanvaar, iets wat gebreek is, vat langer om reg te maak. Gemaak te word as 'n nuwe ding. Ja, ek hoor jou. So moenie verwag 'n klomp dinge gaan nou in die volgende jaar skielik verander nie. Dit neem tyd. Stem. Maar ek wil ook net by sê, oom Pieter Groenewald. Ek dink daar's 'n paar manne daar buite wat nou skielik baie bang is. Ja, wow. Hy is natuurlik ons minister van Correctional Services. Ja, So, ja, ons gaan nou hopelik 'n paar dinge. En ons het eintlik 'n nuusartikel oor. wat ek wil bespreek, wat ek onder sy aandag wil bring. Miskien moet ek na sy huis toe ry en met hom gaan gesels hieroor. Gaan kuier maar by hom, maak net 'n afspraak. Ek dink die oom gaan net sy tee reg hê daar vir ons nie. Ja, nee. Maar ja. Kom ons gaan en ons begin eers met die hartseer nuus. En ek praat nou van ekonomiese hartseer, want kyk as iemand geld uit jou wallet uitval, dan raak enige persoon maar hartseer. Enige geld wat gevat word. En Eskom het nou kragtariewe gaan nou 'n bietjie opgaan. En dis nie Eskom wat dit eintlik opstoot nie, maar die munisipaliteite, omdat daar nou munisipaliteite mag 'n sekere hoeveelheid wins bysit. Okay. En van die munisipaliteite het nou toestemming gekry om dit nou op te stoot met 12%. Om dit deur te kry, is daar 'n kostebepaling wat nou eers gedoen moet word, kostestudies. En van die munisipaliteite het dit wel gedoen. 66 van die 178 munisipaliteite het dit wel gedoen. So man. Ja. Dit is eintlik skrikwekkend. Dit is minder as die helfte. So die ander mag nou nie hierdie wins bysit nie op die krag nie. Ongelukkig op die lys van 66, nommer 49 is Matlosana. Dan was hy seker net ons wat skitter. Ons is daar en die krag gaan wraggies op. Ja, want ek het hierdie maand en 'n paar mense het ek nou gesien op Facebook wat vra wat gaan anders dubbele bedrag wat ons maandeliks betaal. Ek het 'n skok Ek vir my wil lewe ongelukkig gekry. ook nou by sê dat ons het ook 'n bietjie van 'n skokkie gehad hierdie maand, maar ek het 'n nuwe verhitter gekry, 'n blaas heater wat ek baie gebruik het. Want ek het nou gedink, weet wat, ek gaan hom nou maar gebruik. Dit is koud. Dit kan nie so erg wees nie. En ons krag het opgegaan met amper R1000. Ja, kan ek dink. Net van daai verhittertjie. So ek gaan nou terug na die ou metode van verhitting. Ons is een van die ouer soort mense wat nog parafin 'n parafin heater gebruik. Ja, daai het 'n reuk en as jy nie gewoond is aan die reuk nie, ag, dit is net in die begin. Maar dit is net in die begin en glo my, die voordeel van 'n parafin heater is dat hy natuurlik 'n hele huis warm maak en nie net 'n vertrek nie so. En met die pryse wat daarom 'n bietjie af is met petrol en so aan help dit nou. Ja, dit help om so dalk maar bietjie. eerder dit te gebruik, nê. Nee. Ja, dit is. Nou 'n ander stukkie goeie nuus, maar dis een van die punte wat ek nou wil aanspreek en onder aandag bring van oom Pieter Groenewald. Daar is 18 wat noem ons hulle? Zammas. Zammas. Ja, illegal miners. Daar's 18 van hulle op die 24ste Junie gevonnis. Gevonnis. Hulle is gevonnis. Hulle is lank voor die tyd al gevang, maar hulle is gevonnis op die 24ste Junie. En die tronkstraf wat hulle gekry het is 3 maande of R5000 boete. Is jy nou ernstig? Ja. Hulle is gevang na 'n vreeslike storie deur die Hawks en al die mense wat nou die hele saak bymekaar gebring het om hierdie mense te laat toesluit vir illegal mining. Is dit die koste werd en die tyd en die moeite werd van die polisie om al hierdie vangwerk te doen as hulle vir 3 maande verniet gaan eet en bly en dink jy dit pla hulle 3 maande? Dis my vraag. Weet wat, hier moet 'n paar mense bymekaar kom en sê, weet wat, 3 maande tronkstraf of 'n R5000 boete vir dit wat hulle doen. En die gevaar in wie se hulle stel ander mense se lewens in gevaar as in die proses, want hulle is baie van hierdie mense sal skiet op jou as jy naby hulle aktiwiteite kom. Hulle is glad nie bang nie.
En dan nou 6 van die mense is toe nou ook bepaal dat hulle onwettig in die land is, met ander hulle Net 6. illegal immigrants, ja, uit die 18. En hulle het 'n addisionele 3 maande gekry of R4.000 boete. Rarig. So 6 maande se free board and lodging in Exactly, Suid-Afrika. dis wat ek sê, hulle ken van ondergrond, so gaan hulle nie plan bo grond Dis het vir vir 3 hulle maande. baie lekker lekkerder bed in die en tronk. baie lekker. Hulle kry 'n lekker maaltye en alles. Exactly. In vergelyking met die maaltye wat hulle onder in die donker moet gaan sit en eet, is 'n Hoorie, maar hulle is tronkmaaltyd. ingerig daar, ons moet hulle nie Hulle is mooi onderskat nie. ingerig. Ja, nee. Maar Nou, nou ja, ja, dis nou hoe dinge nou Dis maar hartseer, werk in man, so- Suid-Afrika. En dis ongelukkig nou, maar kom ons hoop dat die nuwe regering dit uitgesorteer dinge kan begin 'n bietjie beter maak. Tot kry. Ons voordeel. tronke so oorvol is. Dis die probleem. Onthou hulle sit, ek dink miskien ons tronke is oorvol omdat daar nie genoeg tronke is. Ja. Ek dink daar moet meer tronke. Oom Pieter, bou vir ons nog tronke. Ons nog Nee, tronke dit kom nodig. Baie werk stuur om Pieter se kant toe. Dis gewoon werkskepping. Nou, ja, Absoluut. werkskeping, daar sê, laat die mense wat in die tronk is vir ons nog Vir ons tronke bou. Dis 'n baie Dis 'n goeie flippende nee? idee. Hard labor. Aha. Nou, naby Stilfontein op 'n plaas het die polisie 6 manne gearresteer Okay. wat in die proses besig was, red-handed gevang, besig was om diesel te steel. Hulle vang hulle toe met 20 dromme diesel wat 'n totaal van oor die 500 liter se diesel Jo. wat hulle gevang het waar hulle besig was om dit uit konstruksievoertuie te steel. Maar dan was hulle rukkie besig. Hulle het genoeg tyd gehad om al so baie bymekaar te kon maak. 500 liter se diesel te steel. Ja. Nou, net om vir jou 'n idee te gee, as dit vat op die huidige petrol dieselprys inland hier by ons, dan is dit R20.66 en ek praat nou van plaasdiesel. Ja. Dis die een met wat so 'n bietjie meer van die wat noem mense daai geel goed? Sulfur. Ek sou Sulfur vir jou gesê content. het lood hoor. Ja. Nou R20.66 teen 500 liter is R10.330 se diesel. Nou net vir interessantheid vir die mense wat wonder, maar wat sou dit wees op die ou prys? Die ou prys is R20.96, so dis 30 sent duurder gewees. Ja, kyk. So die petrol, daai diesel se waarde was dan R10.480. Met ander woorde, dis 'n R150 besparing. So ja. En dit bring my na die punt toe wat almal altyd dink. Okay, ek glo ook in elke bietjie maak vol. Ja. Al het jy 'n leë koppie, elke druppeltjie maak vol, maar tog is dit die moeite werd sal sê die petrol gaan af en jy gaan staan daar vir daai paar sente. Dis die Jy ding. idle jou paar rand uit in die skool. Nou kom ons sê op 'n kleiner karretjie wat 'n 50 liter tank het. Dan is jou besparing op daai hele tank maar R15. Exactly. Dit is nie baie nie. Kom maar R15 se petrol kan jy seker maar ver bring as jy nou Ja, so een keer om die blok. Ja, as jy nou. Haai, ons moet Maar ja. spaarsamig werk jy stap. Dan wat gaan in die Noordwes provinsie? Ons het ons CFO is gesuspend. Ons Meyer het al afgetree. Wag, nee, ekskuus, hy het nie afgetree nie. Hy's moeg. Kan jy nou sê? Maar hy het nou offisieel bedank en dan ons municipal Nou is dit baie moeg. hy is nou baie moeg. Ons municipal manager wat ook gearresteer is, sy en haar suster. Ja. Nou, dis nie net hier waar ons 'n municipal manager probleem het nie. Dankie tog. Dis nie net klas op klas. Maar in die Noordwes provinsie, want daar's 6 ander munisipaliteite. Ek gaan probeer die name uitspreek van die wat ons hier het. Rarig. Wie jy Genade my. Mense gaan dink jy vloek hulle. Ja. Kagisano Malopo, Naledi, Bojanala, Tsaying en Mamusa. En dan is daar nog munisipaliteite wat glad nie munisipale managers het nie. Madibeng, Ditsibotla en Lekwatemane. Waar in die wêreld is die Ek het plekke? reg gekry om al die name reg te kry. So ja, of hulle het suspended of special leave of hulle het glad nie. Dis hoekom ons kragrekening so hoog was die maand is hierdie die mekaar spul van nee, is 'n My nagmerrie. vraag is, kan hulle nie bekwame mense kry om in hierdie poste aan te stel nie? Presies. Doen iets aan hierdie probleem Ja. nou. Hoekom en
die ander probleem is dat baie keer wanneer hierdie mense nou uitgevang word op een munisipaliteit, word hy gedeploy na 'n ander eenheid toe. Hulle sit Hulle recycle hulle van recycle. Dis rarig so, nê? So ja, dis nou maar die nuus vir die week. Ek wil ek was nie lus om verskriklik baie hartseer goed te gaan soek nie. Ek's lus om dis winter. Mense wil warm bly en gemaklik bly, so ek wil nie mense Ek het ongelukkig hartseer wees. Ja. Want laasweek, en ek wou dit toen al noem, maar laasweek is oom Fransja Joubert oorlede en baie mense ken oom Fransja van Oudorp apteek. Hy uiteindelik met Checkers daai tyd was sy apteek, was die Checkers en sy vroukie Irma was deel met die SPC eie goede. Baie bekende mense in die dorp. Hy was gebless, hy het lekker uitgeraak oom Fransja. So aan al die kinders en familievriende wat naby is, my innige meegevoel met julle. Ja, en dan hy was mos mede-eienaar van Oudorp apteek. Ja. So reg, ja. Dis reg saam met oom, ek kan nou nie sy naam onthou, oom dinge se naam. Oom dinge gaan vir my dinges. En nou staan daai gebou eintlik maar net leeg. Dit is mos op daar al ietsie van alles daar probeer, hoor. Ja, hulle het al alles probeer daar, maar ek dink amper Snoffie School of Design se ek kan praat verkeerd dalk, maar ja. Ja, want die tandarts was ook daar, hy sê ag, daai gebou is eintlik besig om net maar bietjie te verniel. Alles eintlik. Ja. Die hele middedorp is besig om maar stadig in mekaar te stort. Maar kom Westpac. Ag nee, Westpac, nie West End. Die West End gebou. Ja, ek was mal oor daai gebou. Hy's net daar vir niks. Maar tog hou hulle aan bou in hierdie dorp. Ek verstaan nie dit nie. Wel daai kant toe. Weet jy of jy Metropolitan ken, kantore waar hulle was in Lieskstraat. Hulle het nou getrek na die City Mall toe. Ja, hulle is nou binne in die City Mall. Maar nou staan hulle gebou daar leeg en ek sien daar's bakstene en sand en alles daar buite op die sypaadjie, maar mense kan nie sien dat iets gebeur daar. Dink jy dit gaan lank aan staan? Ek dink nie so nie. Gratis bakstene. Gratis bakstene, maar nou weet ek waar om te gaan optel as ek sien hulle gaan laai. Maar wat gebeur in die dorp anders? Ek weet Elof is hierso. Is dit vanaand? Dis vanaand. Ek dink soos jy nou nog steeds maandag. Hulle het al neem my op vlerk en al so baie gespeel dat weet jy hoe wil ek al huil as ek in 'n winkel instap en ek hoor dit. Ek is nie lelik nie, maar it's too much. Dit is anders om dit lewendig te hoor. Dit is lekker. Dit is 'n baie anderste ervaring. Maar ek dink ons raak nou 'n bietjie moeg daarvoor op radio. It's overplayed. It's too much. Asseblief ouens, julle wat radio asseblief. Elof en dit niks teen jou of niks teen Elof of tannie Annelie nie, niks. Maar genoeg is ook 'n bietjie genoeg. Ja. Dit is soos daai lyfie destyds van Bernice. O, liewe aarde, daai ding het hand uitgerek. Ja. Maar okay, se mense hier het nou like it well done, maar Bernice het altyd 'n nuwe liedjie elke nou en dan. Nou en dan, hè? Hy sit nou weer in die Visser. Ja, Christia Visser het ook al weer. Ek het gesien. Ja, nice. Wat vir my lekker is aan Christia Visser se liedjies is, jy kan sien dit is liedjies uit stories. Sy mooi gaan sit en dink het oor. Dis nie sommer ek hou van 'n storieverteller. Dis soos Jan Blom se musiek. Baie min hou van Jan Blom se musiek, maar hy het soul in dit. En ek is hy sit baie in sy liedjies. So ja, ons gaan Wyntuin toe hoor, ek en jy. Ja, Wyntuin. Ons gaan miskien vir so 'n uurtjie of 2 inloer van so 10:00 se kant af. Sê hallo as jy ons daar sien. Ja, as jy daar is, sê hallo. Ons gaan net so vinnig Ja. Ietsie vir julle doen. Is jy te bang om hallo te sê? Waai. Wind waai. Want ek dink ons gaan môre wegwaai, want dit is freaking koud. Dit is Jana. Ons het 'n koue week en 'n koue maand. Ek dink hierdie maand gaan die koudste van die koue wees en hooplik van volgende maand af begin dit 'n bietjie warmer raak. Net toe ek happy raak en dink ons nie regtig veel van die winter gehad nie, so hierse koue front op pad en Joburg is moet kyk daar's kanse vir regtig so erg ys. Dat dit sneeu kan raak. Ek's baie dom met die goed. Maar iets in daai lyn sou hulle gaan 'n bietjie vrek van die koue. Meer as ek. Hoor ek. En dan het ons wat het ons nog? Ons het ook die Eden Markdag. Dit is nou môre van 10:00 tot 3:00. Hulle mark en hulle die lekkerste eetgoed. Hulle moet dit eintlik 'n kosmark noem. Want as jy lekker gesê eet so lekker aan hierdie groot en vir julle wat nou die hele tyd daai klank gesit en hoor het, dit is die bure oor kan die straat wat 'n generator gehad het en hy's nou uiteindelik afgeskakel. Ons het krag so weet jy hoekom is hy aan nie so. Jy het mos gesê so groot spoorkas nog gehad, is dit eintlik so groot. Ek sien verlede week toe ek die video nou sit en edit
Ek het dit beskryf soos 'n visvang Visserman. visser. Ek het so groot visie gevang. Nee, die bol is seker omtrent so groot, nie regtig so groot nie, maar vir die prys so is dit gelag absoluut toe die ek my moeite dit sê. werd. So jy gaan loer 'n bietjie daar. Hulle het natuurlik ook Kaapse koeksusters. Kaapse koeksies. So 'n groot lang Dis 'n groot vet. ja. Ek hou eintlik van die kleintjies wat so baie stroop het. Ja, Dis hulle het hard. hulle het aller soort lekkernye daar tot lasagne, Okay. gin and tonics en Ek dreig om daai te kom en ek elke naweek is daar net iets anders wat ek net nie uitkom nie. Ja. So ons So, gaan ja. hierdie keer wyntuin toe en ons sal 'n bietjie met die mense gesels en kyk of ons nie dalk op 'n volgende geleentheid by Dalk by hulle kan Ja. kom draai nie. Ja, ek dink so. Miskien moet ons maar so kyk of ons een keer 'n maand by 'n mark kan uitval. wees. Net om vir die mense te wys hoe die mark is en Ek dink so. bietjie kyk daarna. Wat Dan mis natuurlik ons? by wyntuin het ek gedreig om op 'n perd te klim, maar na baie goeie nadenke het ek besluit dit is Nee. nie 'n goeie idee. Ons is nou op daai ouderdom dat ons regtig moet weet as jy gaan val, breek jy 'n joint wat jy nie weer kan herstel nie. Ek het bang val op my kop. Ons is klaar daar waar ons nie wil wees nie. Ek sal klaar op hy stadium want ek nie meer lekker Ons is. kan nie meer onthou nie. Nou weer, dalk val jy reg. Julle dalk kom ek reg ja. Maar vir die mense wat wil 'n bietjie gaan perdry, dit is net maar R30 'n rit. Baie lekker. Baie nice. En die reptiele is weer daar. Ja, Dan van the 1 uur the af se kant. Amazing Reptile Show. Nee, the Amazing Reptile Road Show. Road. Let daar The road show. Hulle is daar om te gaan kyk, daar is R50 per persoon. Dit is van 1 uur af so 1 uur. by Wyntuin so gaan loer 'n bietjie daarin, maar ons sal Ja, die ons mense gaan wat ongelukkig daar was, dit is miskien baie, vir julle baie wysie, oulik. maar ons kyk maar wat gebeur. Dan is Ons daar moet bietjie by te veel plekke wees dat ons regtig baie min mense verstaan. Ons kan nie altyd by een Ja. event die hele dag wees om Dis hy, alles te kan ja. sien nie. Ongelukkig, omdat ons so baie ander goedjies moet bywoon, maak dit 'n bietjie moeilik. so ons kan 'n probeer uur by almal hierso wees. en dan miskien 'n uur. Ons het Ja. ook natuurlik ons eie privaat Ja, lewens, en natuurlijk. Ons Ons moet moet 'n bietjie familietyd familietyd ook hê. spandeer, ja. Maar vir die mense wat Wyntuin wil gaan, dit is nou môre van 11:00 tot 4:00 Ja. en dit is uit op die Wesselstraatpad by Star Raceway verby. Verby. Ja, omtrent so 5 kilos 5, 6 max. kilos. Ja. En dan gaan jy Dan dit daar jy sien. gaan al die Daar's karre bord. sien, daar's horde karre altyd. So ja, jy kan dis dit nie mis Wyntuin. nie. En dan Mosterdsaad gaan vir 'n week toe wees van vandag af. Moedertjie gaan 'n bietjie vakansie hou op insistence van ons kinders. Welverdiende vakansie. Sy wil dit nie gevat. Sy gesê haar mense toe sê ek sê nou vir moedertjie want sy is regtig moeg. So help julle gaan na kontak nie. Die oproepe gaan dalk gedivert word na my toe, maar ek kan nie beloof dat ek al gaan antwoord nie. Ek sien my ma nie. So Ja. ag, jy respek van gee haar weer kans om Ja, bietjie te rus. As sy terug is, het julle weer al se meer van haar. Ons gun dit haar en Tannie Maggie, jy moet dit baie geniet. Gaan sy see toe? Ja. Tannie, bring vir ons 'n bietjie seesand terug. Nee, ek soek nie uit seesand, ek soek seekos. Nee. Sy moet vir my rou prons en goed bring wat ek gaar kan maak. Sy moet 'n klein sakkie seesand vir elke persoon in hulle. Oh my goodness, nee. Want hierdie herinner aan die jy ken mos mense wat so sentimenteel raak Ek was baie lank dan op 'n skryf tyd hulle die met so. datum en alles op die sakkie van waar die dan seesand. so. Ek weet van mense wat tot botteltjies. Ja, dis bietjie seewater hektiek. het. Ja, met elke vakansietjie op en 'n voetjie, hulle gunsteling voet as mense wat baie sentimenteel raak. Ek dink as jy op 'n sekere ouderdom ek was baie lank sentimenteel op sekere goeders, maar toe op 'n sekere ouderdom ek gooi net uit. As ek dit vir 2 of 3 maande nie gebruik het nie, gaan ek dit nooit gebruik nie, dan gaan dit. Dis So 'n goeie idee. want jy gaan dit nooit weer gebruik nie. Dan Flamwood Walk moet die mense die spasietjie dop in hulle page want die 28ste September Ja. is daar 'n lekker summer festival en die entrance is Ons gaan gratis. later vir julle die poster wys Ja. en En hulle moet dalk dop daar wie is almal dalk daar- weer so 'n verrassingkie Ja, of dalk 'n dingetjie. twee. Daar's baie dinge wat nog in beplanning Ja. is. So 'n bewerking meer is. ja, as- hou die spasie dop. En dan gaan sy Ja, ek wil nie veel meer as dit weg nie behalwe hou die datum vir die 28ste September oop omdat dit is gratis. Jy weet dit bring jou gesin, bring jou kampstoel. Almal ken al omtrent Flamwood Walk Ja. se En die show. lekker ding is met daai geld wat jy spaar kan jy vir ekstra koeldranke en Ja. goedjies daar. Ja, en nou is Hennies ook nog daar. So ja, En dan gaan stalletjies en Daar alles. alles. Daar's baie dinge. daar ja, just
Hou die Hou die spasie dop. spasie dop. Maggie, dit is nou natuurlik weer wat hulle noem in Engels, it's tax season. Tax Dis nou weer tyd om belasting te Jou betaal VAT. en die auto-assessments en so aan. Mense moet nie bekommerd wees as hulle 'n auto-assessment kry en hulle sien daar's 'n minus voor aan die syfer nie. Okay. Dit beteken jy gaan geld terugkry. Ag, my fy, bedoel jy dit so? Ja, ek gaan Wel, nie een van daai lucky ones Ek het iemand gesien wat gevra het, hulle weet nie wat hier aangaan nie want hier's 'n minus voor hierdie ding. Toe vra hulle maar stuur dit aan dat ons net sien wat is dit minus 6006.66. Ooh, jy kry 'n lekker 6000 rand en 6000 rand. Hoe 6006 rand? 66. Sorry. Dis 'n verskriklike nommer. Maar ja, dis die geld wat hulle terugkry. So hulle is nou nogal hele En nou hulle weet noppies. almal dit, nee. As jy daai minus voor in jou auto-assessment kry, dan is dit beteken dit jy gaan 'n paar rand Is terugkry. dit 'n plus is sorry. Maar hier's 'n waarskuwing. Wees baie versigtig vir scams daar buite. Daar is baie in hierdie wanneer daar hierdie tipe goed gebeur, dan is daar skielik SARS scam e-mails en SMS'e. Dis die ander ding. Ja. En WhatsApp boodskappe en so. So wees En 'n scammer is altyd een step Hulle voor. is slim. Altyd. Hulle gaan jou probeer vang op allerlei maniere. Die veiligste is as jy nie doodseker is nie. Kontak SARS deur hulle webwerf, deur die e-filing stelsel. Ja. Moenie enige links wat aan jou gestuur word is. Net oopmaak. Ja, moet hulle Ja. SARS gaan nie vir jou daai tipe links sommer net stuur nie. Hulle gaan vir jou sê wat gebeur, maar jy hoef nie op enigiets te klik nie. Enigiets wat jy deur SARS moet doen jy op hulle webwerf. E-filing. So matter of fact jou vriende ook, want ek het so rukkie terug het ek het beleef wat hulle op WhatsApp my link stuur en ek is een wat jy sal my nie kry om net goed oopmaak nie. En dan soos mos hierdie checkers 60 minutes wat jy dit kan wen en so 'n scammer het altyd 'n way wat hy deur wil. Jy het gehoor toe ek selfs vir jou gevra het van die i-tickets dingetjie van die kaartjies. Rian, dink jy dis 'n scam of dink jy ek kan 'n kaartjie koop? Want jy kry dit van jou vriend af, maar bel hom en sê vir hom luister, het jy nou vir my link gestuur. Exactly. Dit is die veiligste manier ever wat jy kan hê. Dis hoe ek dit doen om seker te maak. So, Maak dubbel seker van alles en onthou as if something's too good to be true, Ja, it probably obvious. is. En onthou die skerm raak nou al so slim. Jy het 'n dingetjie op jou persoonlike Facebook gaan gepost sit, ja. van waar hulle twee voorbeelde gee van die bank. En ek dink ek gaan daai prentjie ook vir mense sommer hier wys waar hulle 'n spesiale karakter gebruik, dis die alfa karakter waar hulle die A vervang in 'n naam. En dan lyk dit soos jou bank se naam wat 'n A in het. En 'n simpel ding soos 'n A. Ek het dit my 10 minute gevat vanoggend wat ek probeer die verskil kry wat ek nie het nie. Wat ek eventueel doen maar want ek toets myself. Maar wat ek eventueel doen maar verder lees om sien ek nou wat is nou eintlik die verskil. En toe dit nou uitgewys sê vir my fy. So dit wys jy net jou oog is al mense so as goed jou oog is nie ingeoefen op sulke simpel goed soos dit nie. Dis hy. En wie dis waar mense nou weer gevang kan word en kyk mooi na jou bladsy. Ja, dis belangrik. Die website headings wanneer weet as enigiets verdag lyk. Los dit eerder uit. Los dit eerder uit. Moenie vertrou jou gut feeling. Ja. As iets enigstens verkeerd lyk, Of vra voel. eerder en maak eerder seker as wat jy dan uitgevang word. Ek sien Bourbon se kerk in Potchefstroom weer in beeld verskyn. Okay. Ja, so daai mense is besig met 'n baie groot ding daar. Hulle is baie bly hulle sê hulle op onkoste en opbrengste of wat ook al doen so goed dat hulle die projek wat hulle aanpak lyk my gaan definitief gebeur. Dit is goed, Of ja. wat vorm of hoe ook al, maar ja, dit ek is baie bly vir hulle. So ja, En dit is altyd lekker ook, nou wat jy noem van bourbons, dis nou een van die ou stories wat ons reeds gedek het, om te sien hoe ons ou stories partykeer weer 'n draai maak. ja, klimaat kry. Ja, Waarom moet ek word? Dis soos ons alopecia storie, onthou jy vir Karen Venter Ja, en ja. Korma met alopecia. Wie van julle het ons alopecia videoetjie al gesien? Dit is nou die auto-immuun probleem wat jou al jou hare laat uitval. En ek sien dit is in ons nuutste koerantjie waar dit nou weer gedek word. Ons is bly dit word nou daarin ook gedek. Net vir 'n bietjie bewusmaking want mense sien nou vir Karen in die publiek dan Ja, sê dis reg. hier loop hierdie vrou nou sonder hare. O ja, as jy uitgaan iewers heen hierdie naweek, dink voor jy drink. Ja.
Dit is juist die ding wat ek wil hê. So ja, daar's nie baie wat gebeur nie, maar dit is bitterkoud. Ek weet die meeste gaan inbly. Gaan koop net lekker vleis en maak stew en sop en alles wat lekker is. Ons sal die koue ander môre en familietyd soos wat ek altyd sê, geniet dit. Springbokke speel môre. Ja! Julle beter kyk. Julle. Ja, so dit is eintlik 'n lekker verskoning om binnehuis te braai. So binnehuis klink soos Gooi daai vleis in die oond. binnehuis te braai. Jy kry binnehuis braai. Jy kry binnehuis braai. Gooi jy vir my daai dings net. Dag as jy na buite wil. Jy kry eintlik 'n binnehuise smokeless braai Ja, dingetjie. Ek Wat het werk met actual elektrisiteit. Nee, elektrisiteit nie. Ander een. Ja. Sal eendag vir jou Jy moet 'n bietjie vir my wys hoe lyk daai een want ek het die elektriese een en dan Ja. want ek is 'n groot braai fan. Dis 'n braaier wat hulle ook gebruik op die bote. Rare. Jy moet 'n bietjie vir my wys. Daai oulik. En doen kob braaier. Kopbraaier, maar seker wil weer nou nie baie name duur adverteer ook, hier nie. nee. Ek neem aan seker weer baie duur. Alles wat oulik is duur. Ja, ongelukkig. Ai, tog moenie vir my wys. Goeie goed is duur. Maar geniet julle naweek, jy 'n blissvol tyd. Familietyd is vir my baie belangrik, gesinstyd. Enjoy mekaar. Moenie kwaad raak vir mekaar nie. Ja, dit is eintlik wat ek wil maak. Ja, sê. Dis sê dit ek is vrou van min woorde die week. Ja, en dan sien ons julle volgende Vrydag weer hier op Gesels Net Nuus. Ek nou regtig geëindig met 'n Gesels het nuus. Gesels net. The problems of a country decides how big the parliament should be. We've got many problems. Cyril Ramaphosa is my boss whether I like it or not. And that's just the fact. Now people will come and say he's not really the boss. Listen, brah, he's the boss. No, I'm a sportsman. I love sports. I got no arts and culture I don't have. My ex-girlfriend used to say I'm uncultured. Angie Motshekga in defense. South Africans are saying we're going to be 30% safe, you know?